Weereens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan sommer baie goed met u, dat die waarheid van God se woord steeds vir u van kardinale belang is. Nou in vandag se video gaan ons kyk na die Joni Lamb Table Talk Show. Nou dit is seker baie bekend aan sommige van u en vandag bespreek hulle die pre-tribulation rapture. En Rick Renner, natuurlik, hy gaan die vrae beantwoord. Nou Rick Renner behoort ook aan die baie bekend te wees, 'n man wat by geleentheid in die hemel aangekom het, deur 'n visioen of in die liggaam, hy kan nie onthou nie, maar hy glo dit was in die liggaam gewees, en hy het gesien hoe daar bouprojekte in die hemel aan die gang is, wat Jesus dan beloof het, hy gaan vir ons voorberei vir die mansions en goed wat hy dit ook noem, en dat die machinery en boustene en al die goed aan die gang is. Natuurlik vir my is dit nie waar nie. Jesus het wel gaan plek voorberei. Ek sal 'n video doen op 'n geleentheid daaroor, maar dit is 'n dwaling, hy het dit nie beleef nie, maar hy sê hy het. Nou hy is die man wat vandag ook die pre-trib rapture moet beantwoord. Hy moet vir hulle die vrae beantwoord wat hulle gaan vra aan hom. Nou ja, ons gaan alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Ons is nie hier om mekaar aan te val of 'n spesifieke leraar of 'n bediening nie, maar valse leringe moet uitgewys word. Dit is gevaarlik vir die liggaam van Christus en veral die pre-tribulation rapture wat baie mense onvoorbereid gaan laat. Hulle gaan nie gereed wees as die tyd van verdrukking kom nie. Maar goed, kom ons kyk na die eerste videoklip waar hulle praat oor Tim LaHaye en die Left Behind boeke, die Left Behind reeks. Kom ons gaan hoor wat hulle daaroor te sê het. Tim LaHaye wrote the Left Behind series, Exactly. which is really good. But y'all's generation, it was the thief in the night. Me and Denise both Yeah. were terrified. Did you all see that movie? I heard that movie was so scary, apparently. Is that the one with Yeah. the guillotine? It's the one with the guillotine. The woman wakes up. Oh, it's so She frightening. hears on the radio that people have disappeared. She turns, her husband is gone. And the whole rest of the movie, she's running, she's fleeing. It's during the Ooh, I need to watch tribulation. this one. It just scared the Well, life the out of truth of the me. matter is that people that don't know Jesus, They are going to be left behind. they're going to be left behind, and They they'll are. experience what? They're going to experience the tribulation, which is going to be wrath like the world has never known wrath. Wow. You know, sometimes people say, oh, come on, Christians have always lived through hard times. But hard times and wrath, It's different. we're talking about different things entirely. Nou ja, kom ons gaan kyk wat sê hy. Hulle praat oor die boeke van Tim LaHaye en dit word baie hoog op prys gestel, dit word gepromoveer. En dan praat hulle natuurlik van die film Thief in the Night wat in die 70er jare uitgekom het en dit was 'n baie populêre film gewees en hoe dat hierdie pre-trib rapture nou plaasgevind het en die wat agtergebly het gaan hierdie vreeslike tyd van 7 jaar. Dan sê Rick Renner dat moeilike tye was daar altyd vir die Christene, maar hulle dink dit is nou eintlik moeilike tye soos verdrukking en so meer, maar hy sê dit is nie die wraak van God daai nie, dit is moeilike tye. Want kyk, vir Rick Renner is die 7 jaar en vir baie pre-trib leraars is die 7 jaar die wraakoordele van God wat nie so is nie. Die wraakoordele van God vind plaas na die 6de seël, natuurlik ook by die 7de seël wat dit oopgemaak word, maar dit is wanneer die wraak plaasvind, na die groot verdrukking. Eers die verdrukking, dan die wederkoms van Christus, die wegvoering van die kerk, dan begin die wraak. Maar hierdie goed kom alles uit die Left Behind boeke van Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. Hulle glo vas dat al hierdie goed gaan plaasvind soos hierdie boeke dit beskryf, en dis absolute fatale leuen. Nou kom ons gaan kyk na die volgende videoklip waar hulle praat oor Corrie ten Boom. Nou Corrie ten Boom was 'n vrou wat in die konsentrasiekampe was, vermoedelik die Duitse konsentrasiekampe, en daar het hulle vervolging en verdrukking beleef in daardie sin. En nou sê hulle, sy het haar opinie toe verander en gesê sy glo nie meer aan 'n wegraping, die pre-trib wegraping natuurlik, en dat ons deur die verdrukking moet gaan. Maar kom ons gaan hoor wat hulle sê. That's a different But you're level. talking about like people like Corrie ten Boom that changed her mind because of the Holocaust.
and said didn't really believe in the rapture. I mean, there were major players in the Christian world that don't believe in the rapture. Why? Whole denomination. Why do you fervently hold to the fact that there's going to be a rapture? Because it's clearly taught in Scripture. Well, talk a little bit about that. Well, 1 Thessalonians chapter 4. It is undeniable. How can anybody deny the rapture? And what does it say? It says the Lord's going to descend with a shout, with the voice of the archangel, the trump of God, and the dead in Christ will be raised first, and then we which are alive and remain will be caught up. And that word caught up is where the word rapture comes from. Now, some people say, well, the word rapture is not in the Bible. Right. No, it's not. It's an English word to describe a Greek word. Yeah. And the Greek word is harpazo. Ja, dis baie ernstig. As misleiding jou teologiese graad, jy's 'n dokter in teologie, begin oorskry, dan moet jy weet hoe erg is jy mislei. Nou, hulle praat oor Corrie ten Boom wat natuurlik in die konsentrasiekampe was en sy het haar opinie verander oor die wegraping. En dan vra Joni Lamb, maar glo jy aan die wegraping? En dan sê hierdie man, Rick Renner, natuurlik, dit word so duidelik in die Bybel beskryf. En dan praat hulle van 'n pre-tribulation rapture. Nie net die wederkoms in die harpazo nie, maar van 'n pre-trib rapture. Dit kom nie in die woord van God voor nie. Dis eisegesis, hulle plaas dit in die skrif. Jesus het nooit geleer van 'n pre-tribulation rapture nie. Maar dit kom hulle baie goed te pas, want dit is 'n gemaklike doktrine. Natuurlik is die harpazo 'n woordjie wat die wegvoering beskryf, iets wat wanneer jy weggeruk word uit gevaarheid. Maar dit vind plaas by die wederkoms na die groot verdrukking. Hierdie mense het dit totaal verkeerd. Maar nou ja, kom ons gaan kyk na die volgende, waar hy praat oor sy boek en die Antichrist. Wie is die Antichrist? Wanneer word hy geopenbaar? Kom ons gaan luister. Describe what the Bible says. Sorry, we're all so excited. Describe what the Bible says about the Antichrist. Like, who should we be looking out for based off what the Bible says? Well, there's a whole chapter in that book about the characteristics of the Antichrist. He's going to be the ultimate bully. He's going to be absolutely full of himself. But he's going to deceive the world. He's going to deceive the world. He's going to be brilliant, right? He will be brilliant. People will think he's a savior, but he will not be revealed until the church has been removed. And we know that because of 2 Thessalonians chapter 7. And it says, when the restrainer is removed from the midst of everything, verse 8 says, and then the man of lawlessness will be revealed. Where is that at in Scripture? 2 Thessalonians 2:8. So that's another strong proponent for the rapture. Yeah. Absolutely. Yeah. And so the restrainer is the church. The restrainer is the church. Holy Spirit. And the word revealed is really important. It's a Greek word apokalypsis. It means to pull a veil apart. And it means that when the rapture takes place, the Antichrist will already be on stage. But no one will know him because the curtain will be closed. But as soon as the church is removed, the curtain, I don't know how quickly, but the curtain's going to eventually pull apart, and he's going to stand in the spotlight for the whole world. Nou ja, die gedagte dat die Antichrist, wat hy verwys in sy boek natuurlik, die boek wat Rick Renner geskryf het, The Rapture, die Antichrist en the Tribulation, die orde daar is totaal verkeerd, ons gaan nog daaroor gesels by geleentheid. Hy sê dat hierdie karakter van die Antichrist absoluut skrikwekkend gaan wees. Natuurlik gaan dit so wees. Daarmee sal niemand stry nie. Maar nou sê hy dat hy geopenbaar word nadat die kerk weggevat is. Met ander woorde, hy kan nie geopenbaar word as die kerk nog hier is nie. 2 Tessalonisense 2 vers 7 en 8. Nou ja, dit is 'n eisegesis, is 'n invoeging by die skrif. Daar staan nêrens dat die kerk die teoor is nie, maar hulle maak die kerk, want die kerk moet weggeraap word. Die kerk kan nie eers die korrupsie, aborsies en sekere goed in die wêreld teestaan nie. Hoe gaan hulle dit die Antichrist teestaan? Maar hulle oorvleuel wat Paulus leer in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Paulus leer dat die wederkoms gaan plaasvind en dan gaan ons vereniging met hom in die lig plaasvind. Maar nou sê Paulus baie duidelik, hierdie gebeure, die dag van die Here, met ander woorde wanneer die wederkoms plaasvind, kan nie gebeur voordat die Antichrist geopenbaar is nie. Met ander woorde, die Antichrist en die afval moet plaasvind
dan sal die wederkoms en die harpatsou plaasvind. Maar hierdie mense plaas dit nou voor die antichrist. Met ander woorde, hulle wil eintlik sê, die wegraping kan nie plaasvind as die wegraping nog nie plaasgevind het nie. Dit is nie wat Paulus leer nie. Die wederkoms vind plaas, die harpatsou na die groot verdrukking. Maar hierdie mense plaas dit voor die groot verdrukking, voor die 7 jaar. Baie skokkend. Nou goed, kom ons gaan luister na 'n volgende videoklip waar hulle praat oor die regte stoel en die bruilofsfees van die lam. Nou, dis 'n leerstelling wat absoluut skokkend is, want hierdie mense glo dat die kerkperiode eindig, met ander woorde by die pre-trib rapture, voor die 7 jaar. Nou as ons dan voor die regte stoel moet verskyn, wat van die Christene in die verdrukking, wat agtergebly het of wat daar tot bekering gaan kom? Kom ons hoor wat hulle sê. And what are we going to be doing, the ones that are caught up? We're going to be at the marriage feast of the Lamb. Okay, 'cause that's 7 years. And we're going to stand before the judgment seat of Christ, which is not a place where we are condemned, but it's a place where we are rewarded for what we did in this life. Oh, so wow. right now we're in a period of pre-qualification for the future. Nou ja, hy praat hier so oor die bruilofsfees van die lam en dan natuurlik die regterstoel van Christus. Soos ek gesê het, 'n doktrine wat baie opslaa maak, want wat van die mense in die 7 jaar wat in die verdrukking nou is, soos hulle sê. Want hulle glo dat daar's tribulationssigns wat tot bekering gaan kom en maar Paulus het vir ons duidelik geleer in 2 Korintiërs 5 vers 10 en Romeine 14. Ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn, alle gelowiges, alle wedergeborenes. Nou, hoe is dit dan dat die tribulation signs nie daar gaan wees nie? Hulle wat van 'n geloof gelei het, wat gesterf het vir Christus, wat die kroon van die lewe moet ontvang, wat hulle lewens nie lief gehad het tot die dood toe nie. Hoe mis hulle hierdie groot aangeleentheid? En natuurlik ook die bruilofsfees van die lam. Hoe gaan hulle sê die tribulation signs is die gaste? Dit maak nie sin nie. Die pre-trib rapture is 'n leuen. Alle kinders van die Here gaan voor die regterstoel verskyn. As Jesus terugkom, dan sê hy, ek bring my loon saam. So as die Here nou sy loon saambring, beteken dit dat hy ons gaan hier beloon. Maar hierdie mense praat dus in die hemel vir 7 jaar, wat 'n misleiding. Maar ja, kom ons gaan kyk na die volgende videoklip, waar hulle dan praat oor, as die trompet nou so blaas, en dan gaan God se oordeele oor hierdie aarde verskyn. Goed, kom ons gaan kyk daarna. The rapture, he's going to descend into the atmosphere. Right. And the Bible says it's going to be with the sound of a trumpet. And that word trumpet is the Greek word salpings. It was a very specific word which described the blast of a trumpet to declare war. And when the rapture takes place, it will initiate what the Bible calls the day of the Lord. That's when God begins war against the ungodly. It's going to be initiated with the rapture of the church when that trumpet blows. And for 7 years, God is going to deal with all the forces that have been arrayed against him. And God's going to put them down. And it will be consummated when Jesus comes with us. We're going to come back. And there will be people saved during the tribulation period. The greatest revival in the history of the world is the one that will happen And there after will be the church is gone. Christians that will be martyred. There'll be and the Bible talks about those that come out of the great tribulation. Yeah. These are going to be people that are saved. That's what Nou kom ons gaan kyk na die verduidelikings wat hy gegee het. By die blaas van die trompet sal God oorlog verklaar teen die goddelose. Nou wanneer blaas die trompet vir die pre-trippers? Voor die 7 jaar. En dan sal dit die dag van die Here wees. Dan sal dit wraak wees. Dit staan nie in die skrif nie. Hy lees die skrif buite konteks. Dit moet die pre-trib rapture promoveer. Die dag van die Here is die dag van sy wraak. Dis die dag wanneer hy gaan kom en die kerk gaan weg, haar pad sou uitgevaar uit. Dit is die dag van sy wraak wat gaan kom na die groot verdrukking. En dan sê natuurlik, daar gaan mense wees wat uit die verdrukking gaan kom en wat gered is. Dan sê hy, dis die grootste herlewing wat gaan plaasvind.
Nou hoekom wag die Here dat die verdrukking moet plaasvind voordat die grootste herlewing kan plaasvind? Moet die herlewing nie juis in die tyd wees, die 2000 jaar voor die laaste week van Daniël nie? Maar hy sê dit gaan die grootste herlewing wees. Maar hy noem niks van 'n great falling away wat gaan kom nie. Want die woord praat duidelik, daar gaan 'n groot afval kom en die openbaring van die antichrist. Maar dit word nie genoem nie. Nou hoe kan herlewing plaasvind tydens die wraak van God? Dit gaan nie gebeur nie. Die wraak van God is na die groot verdrukking, dan is die kerkperiode verby. Die kerkperiode het geëindig by die harpatsou. So hierdie mense se eskatologie val totaal uitmekaar uit. Maar nou ja, dit is wat hy leer en wat hy glo. Maar kom ons gaan kyk wat vra hulle vir hom. Gaan die wegraping van die kerk nie iets te doen wees met die sogenaamde alien UFO deception, wat mense glo aliens het ons kom wegvat nie? En dis wat die pretrippers vandag leer. Hulle sê ons gaan glo wat nie glo aan 'n pretrip nie, of die wêreld natuurlik gaan glo dat aliens het hierdie mense kom haal. En maar kom ons gaan luister wat hulle daaroor te sê het. I think they're going to explain so many people just gone. Well, Aliens. I think the you said UFO that. phenomenon is going to play a hand in it. Yeah. And of course, the New Age movement has been saying for a long time that the earth is going to come to a moment when it's going to self-purge. And it's going to remove those that are hindering Low progress. vibration. That's us. Yeah, we're the low vibration. But They they- can go to a higher consciousness That's right. together. But the aliens that they talk about and things they see are really probably demons, don't you think? I think they're fallen angels. Yeah. I think that what happened before the flood is happening again today. I sure do. I actually have a question about that. Do you think because at the time of Noah there was the Nephilim, do you think the Nephilim will have any involvement in the end times? Do I think there'll be Nephilim again? Yeah. I don't know. Yeah. Do you think that's a possibility? I think it's a possibility. I think we're going to see a lot of very strange things. Yeah, strange creatures, right? Because doesn't Jesus talk about that? Luke 21:11, Jesus said there'll be fearful sights, the Greek word phobotron. A literal translation, there will be monsters in the last days. Nou ja, dit is die mening van Rick Renner. Nou, hulle vra vir hom, nou ja, gaan daar, wanneer gelowiges nou so gaan verdwyn by die pre-trib rapture, gaan dit nie toegeskryf word aan aliens en UFO's nie. En dis wat die wêreld tans sê, en dis wat baie mense glo, dat die wêreld sê dit nie, maar die pre-trippers sê die wêreld gaan dit sê. Nou, die New Age het nie gepraat van 'n alien wegvoering nie, hy het gepraat van hulle wil mense elimineer, wat in die pad staan van die Aquarius, van het andere, van hierdie New Age bedeling. Dit is dat die goeie mense, die Christen is eintlik die mense wat 'n blokkasie is vir hierdie tydperk. Maar die gedagte van 'n UFO alien deception is baie moontlik, maar nie dat hulle mense gaan wegvat en dan sê hulle dit was die pre-trib rapture nie. Ons sien al sekere tekens wat plaasvind, daar is al reeds bewyse van hierdie goed wat plaasvind, dis gevalle engele, en Openbaring 12 praat baie duidelik van die draak en sy engele gaan op die aarde neergewerp word, met ander woorde tydens die middel van die 7 jaar, en dit mag 'n alien UFO deception wees, want die Bybel praat vandag gaan 'n geweldige deception kom. So, op 'n geleentheid en by geleentheid sal ek graag so 'n video wil doen, oor wat gaan regtig gebeur, wat se deception is aan die kom, is dit 'n alien UFO deception, wat 'n baie groot moontlikheid is, want dit is alles maar net gevalle engele, demone en so meer. Maar hierdie mense hou vas aan die pre-trib rapture en dit gaan nie gebeur nie. Nou goed, ek gaan afsluit. Die pre-trib rapture leerstelling gaan so baie gelowiges mislei met absolute gevolge, konsekwensies. Hulle gaan teleurgesteld wees dat Jesus nie gekom het nie. Hulle gaan kwaad wees vir Jesus. Want hy het dan nou beloof hy gaan kom en die pre-trippers het gesê, Jesus het gesê hy kom voor die 7 jaar en hy gaan nie kom nie. En hy gaan kom na die groot verdrukking. Dit is die Bybelse waarheid. Maar mense gaan nie gereed wees vir die tyd nie. Hulle gaan nie voorbereid wees vir die tyd nie. Dit gaan 'n gewellige tyd wees en hulle gaan baie teleurgesteld wees. Maar nou ja, mag die Here ons open dat ons kan sien wat het Jesus werklik daaroor geleer en dit is baie belangrik. Tot 'n volgende keer, totsiens.